Dit was ook 'n okay, sorry, ek het kwint vergeet. Okay. So Thessalonike, stad in die noorde van Griekeland, daai tyd bekend as Macedonië. En ook ons het bietjie laasweek gepraat oor die Via Egnatia wat geloop het reg deur van Macedonië af reg deur Klein-Asië. Dit was die hoofhandelsroete gewees wat geloop het deur daardie omgewing. Thessalonika was 'n Romeinse stad. So ek dink is maar goed om te aanvaar dat in daardie tyd en in die tyd van Paulus dat die Romeine aan bewind was. Oralste waar jy gekom het, was die Romeine aan bewind gewees. En dan ook is daar maar nie baie ontdek huidiglik ten opsigte van die Thessalonika van daardie tyd nie. Um, want die huidige stad of die huidige plek lê baie soos in Israel ook lê bo op dit wat daar was. So daar is elke keer net bo op gebou. So om te gaan grawe vandag daar beteken dat jy letterlik die huidige stad moet opgrawe. En dit vind ons dan ook in plekke soos Jerusalem. En dat as jy daar loop, dan kan jy letterlik nêrens loop sonder dat daar opgrawings rondom jou is nie. Soos ek gesê het, was groot handels, dit was geleë op die handelsroete en dit was dan letterlik ook 'n groot handelsstad gewees. Ook binne die konteks van die Romeine was dit bekend as 'n vrystaat. Dit beteken dat daar was 'n mate van selfbestuur en soos wat ons ook maar in Jerusalem gevind het, die Romeine het maar net oorsig gehou en was die Romeinse soldate ook nie noodwendig so streng teenwoordig in daardie stad nie. Die bevolking van daardie stad was so ongeveer 100,000 en dit was 'n mengsel ook gewees van Grieke, Romeine en Jode. So dit kan julle dan weer die lei tot die gedagte dat daar dan verskillende gode ook aanbid is in daardie omgewing. En dit lei vir Paulus om soontoe te gaan en grootendeels dan te begin by die Joodse omgewing en dit uit te brei weer eens soos op sy ander reise na die nie-Christene en nie Jode wat daar teenwoordig is. Een van die mees prominentste tempels wat daar of plekke wat daar teenwoordig was die tempels van Zeus. En weer eens ook omdat dit die Romeine aan bewind was keizerlike aanbidding was baie sterk geweest soos wat ons laasweek ook gesien het. En dan het Paulus dan die Joodse sinagoge gebruik vir die basis van waar hy sy bediening gedoen het. Christene is dan ook vervolg. Nie noodwendig so seer in terme van fisiese vervolging nie, maar daar was 'n sosiale isolasie gewees van die Jode of van die Christene. Ekonomies is die Christene baie sleg behandel. En dan was daar hierdie vyhandigheid wat ook nie net van nie-Christene afgekom het nie, maar ook van die Joodse kant af. Die Jode wat dan nie Christene was nie. Paulus reis dan ook na Thessalonika en hy besoek Thessalonika tydens sy tweede sendingreis wat so omstreeks 49 tot 51 na Christus was. Daar word gesê dat hy 3 sabbate lank in die Joodse sinagoge gepreek het. 3 sabbate lank beteken dan dat hy ongeveer 3 weke daar spandeer het, want sabbat is die sabbat soos wat ons dit ken, begin op 'n Vrydag aand 6:00 en dit eindig op 'n Saterdag aand 6:00. So dis dan tipies daardie 3 van daardie periodes wat hy sou gepreek het in die sinagoge. Daar's wel dan ook baie as gevolg daarvan baie Jode wat dan tot bekering gekom het en veral vroue.
Ek dink vroue was maklik bereikbaar geweest vir Paulus of maklik ontvanklik geweest vir Paulus se boodskap. Maar dit het 'n bietjie wrywing met die Joodse leiers veroorsaak en as gevolg daarvan ehm ehm was hulle nie baie genee teenoor Paulus gewees nie. En moes Paulus en Silas wat saam met hom was, het dan gevlug in die nag, omdat hulle bang was vir hulle veiligheid. So Paulus skryf aan die gemeente van Tessalonika, want dis 'n jong kerk, daar's baie invloede van buite af. Ehm en sy brief skryf hy aan hierdie jong kerk juis om die behoeftes en bekommernisse van die jong kerk aan te spreek. Ehm dit wys vir ons dat dit wys vir ons op Paulus se omgee vir hierdie gemeentes wat hy so gestig het. Nou in 1 Tessalonisense spesifiek moedig hy geloof aan ten spyte van vervolging. Um soos wat julle nou gesien het, hy en Silas het dit self ondervind en dit het nie opgehou toe hy en Silas gevlug het nie. Die gemeente, die Christene wat agtergebly het, het dit steeds beleef. Hy verduidelik weer eens die evangelie aan hulle, die kruisiging, die opstanding en Christus se wederkoms. En hy vra dan ook vir hulle of hy moedig hulle aan tot 'n heilige en 'n verantwoordelike leefwyse. In 2 Tessalonisense skryf hy vir hulle om hulle te waarsku teen vals leringe en dat hy hulle reg help spesifiek ten opsigte van vals leringe oor wat ons ken as die dag van die Here. Dit is die wederkoms. So as jy nou baie wil of baie belangstel in die wederkoms en die wegraping en daai deel van die teologie, in 2 Tessalonisense is Paulus baie duidelik daaroor. Hy in 2 Tessalonisense bestraf hy ledigheid en hy sê ook dat Christene gedissiplineerd moet wees en moet volhard. Ons is seker dat beide 1 en 2 Tessalonisense geskryf is deur Paulus self, en met Silas en Timoteus wat hom gehelp het om die briewe te stuur. Dit word beskou, 1 Tessalonisense word beskou as een van die vroegste briewe wat Paulus geskryf het, wat hulle dateer tot ongeveer 50 tot 51 na Christus. Dit sou wees dan, soos ek nou gesê het, tydens sy tweede sendingreis, wat tussen 49 en 51 na Christus was. 2 Tessalonisense volg kort op sy hakke, en die geleerde Bybelmense skat dit 'n paar maande na die eerste brief, het Paulus die tweede brief aan hulle geskryf, wat dan ook dan gedurende dieselfde periode was. So 1 Tessalonisense se fokus, of die temas waarop 1 Tessalonisense fokus, kan ons groepeer en sê dat dit handel, ons kry hier 'n sterk skrywe oor geloof, hoop en liefde as deel van die Christelike lewe. Volharding ten spyte van omstandighede en vervolging. Gemeenskap en leierskap, gebed en danksegging, en dan die verdediging van Paulus se bediening vind ons ook hier. Meestal ten opsigte teenoor die Jode. 2 Tessalonisense fokus grootendeels op die dag van die Here, die wederkoms, God se geregtigheid wat sal kom saam met die dag van die Here, volharding, om waaksaam te wees teen misleiding, en dan ook weer eens gebed en God se getrouheid. So altyd van hierdie boeke, hoewel dit 'n wye reeks temas het of bevat in elke boek, het elke boek tog 'n sentrale boodskap.
Nou 1 Tessalonisense se boodskap is veral vir 'n jong Christelike gemeenskap. Onthou, hierdie was 'n jong gemeente wat Paulus gestig het. En die boodskap hier is vir om getrou te leef in die lig van die wederkoms van die Here en om te volhard en getrou te bly te midde van vervolging. 'n Heilige lewe gedurende daardie wag te handhaaf en vas te hou aan die hoop van Christus se wederkoms. Ons het vanoggend in die Bybelskool 'n bietjie gepraat oor ons het eintlik oor die boek Hebreërs gepraat, maar die tema hier sluit ook aan by die boek van Hebreërs waar geloof te midde van 'n groot rol speel. En ek het genoem dat ek oor die laaste week of so het ek twee dinge gesien en het actually vanmiddag weer een gesien. Ek het gesien in Nigerië, so 'n week terug, is daar soveel Christene wat gevange geneem is, wat vermoor is, wat hulle huise afgebrand is en dit in totale chaos gelos het, bloot weens die feit dat hulle Christene was. So 'n paar dae terug, baie nader aan huis, in die noorde van Mosambiek, is daar Christene vermoor as gevolg van die feit dat hulle Christene is. En so kom dit nader, en ek dink die een wat ek vanmiddag gesien het was ek kan nou nie, ook hier in een van die Afrika state, weer eens, waar Christene vermoor is, bloot vir die feit dat hulle Christene is. So dit is asof dit so half 'n bietjie nader aan huis kom, dit begin 'n bietjie nader aan 'n mens vat, dit was altyd ek onthou in die tyd dat ek 'n kind was dit altyd China en Rusland gewees, en nou is dit half asof dit so 'n bietjie nader aan huis kom. En jy vra jouself dan die vraag af, as jy daar in daai situasie kom, gaan jou geloof wees van so 'n aard dat jy dit nie gaan weggooi net om jou lewe te behou nie. Want hierdie Christene wat doodgemaak is, het gekies om te bly glo en hulle het geboet met hulle lewe daarvoor. Want ons weet dat die wederkoms of dat die koms van Christus 'n werklikheid is. So ons hoef nie te vrees vir die dood nie. Nou 2 Tessalonisense se boodskap vir ons is 'n oproep, weer eens draai dit om die dag van die Here, 'n oproep tot standvastigheid en teregwysing te midde van verwarring oor eindtye. En is dit nie so dat as jy vandag op sosiale media kyk, dit is asof mens gebombardeer word met al hierdie goeters, want daar word gesê in Matteus sê die Here Jesus vir ons dat ons gaan al hierdie tekens begin sien en mense begin op hol raak daaroor en dit veroorsaak verwarring in die samelewing. En tog kom Paulus en sê, moenie verward wees daaroor nie. Leef verantwoordelik, volhard en bly glo. 2 Tessalonisense 2 vers 15 sê vir ons, daarom broers en susters, staan vas en hou vas aan die oorleweringe wat julle geleer is, of deur ons mondelinge woord of deur ons brief. So wees standvastig, volhard, wees getrou in jou geloof. So dit is 'n bietjie oor 1 en 2 Tessalonisense. 1 en 2 Timoteus. Timoteus is hierdie brief aan Timoteus is 'n bietjie meer van 'n persoonlike brief, so dis nie aan 'n gemeente nie. Nou Timoteus was 'n Jood gewees, sy ma se naam was Eunice en sy ouma se naam was Lois, en beide van hulle was twee gelowige vroue gewees, Christen gelowiges. Sy pa was 'n Griek. Ons lees dit in Handelinge 16 vers 1 en daar word aanvaar dat hy dan waarskynlik nie 'n gelowige was nie, wat dan debatteerbaar is. Timoteus kom van Lystra, dit
in daai tyd Klein-Asië wat ons vandag ken as Turkye. En daar was goed gepraat gewees van Timoteus as 'n persoon, Handelinge 16. So hy was 'n gemoedelike mens en hy het goed oorgekom na mense toe. So waar pas Paulus of Timoteus by Paulus in? Wat is sy verhouding met Paulus gewees? Paulus het vir Timoteus ontmoet tydens sy tweede sendingreis. Ons lees daarvan weer eens in Handelinge 16. Waar Timoteus dan reeds 'n jong disipel was wat 'n goeie reputasie by mense gehad het. So Timoteus was reeds op hierdie pad gewees van Christendom, en het hy gemoedelik daaroor gekommunikeer met mense. Paulus het dan, toe hy hom ontmoet het, potensiaal gesien in hierdie jong man en besluit om hom as medewerker saam met hom te neem. Onthou in daardie tyd was dit ook nog die Joodse wette wat daar was, en Paulus het vir Timoteus laat besny om konflik met die Jode te vermy. Ten spyte van die feit dat Paulus gesê het dat besnydenis nie nodig is vir jou redding nie, maar dat die Here Jesus Christus alles is en die enigste is wat nodig is vir jou redding. Galasiërs 5. Maar Paulus het dit laat doen as gevolg van die sensitiwiteit van die Jode en gegeewe die feit dat Timoteus uit 'n Joodse agtergrond kom. Paulus se siening van Timoteus was dat hy groot respek vir Timoteus gehad het. Hy het Timoteus vertrou met die bediening en hy het baie liefdevol van Timoteus gepraat. Ons lees verskeie kere in Timoteus 1 Timoteus en 2 Timoteus waarvan hy praat van my geliefde kind, my broer en God se medewerker, 'n ware seun in geloof. So Paulus was baie geheg en baie na aan Timoteus. Hy het vinnig aanklank by hom gevind nadat hy hom ontmoet het. Hy skryf in Filippense 2 skryf hy van Timoteus: Ek het niemand soos hy wat opreg om julle welstand sal besorg nie. Soos 'n seun teenoor sy vader het hy saam met my in die evangelie gedien. So dit wys vir ons hierdie toegeneentheid van Paulus teenoor Timoteus. So Timoteus gaan dan op reis saam met Paulus. Hy dien as helper, hy dien as reisgenoot, hy dien as boodskapper, soos ons nou gesien het van die briewe wat uitgestuur word na gemeentes toe. En dan sien ons ook dat hy vir Paulus as medeskrywer optree briewe, Korintiërs, Filippense, Kolossense. So Timoteus het 'n groot rol gespeel in Paulus se lewe. En dan vind ons dat Paulus hom gelaat het in Efese op 'n stadium om toesig te hou oor die kerk in Efese. Nou, dit was 'n groot stad met 'n groot kerk en Paulus het vir Timoteus so vertrou dat hy vir Timoteus daar agtergelaat het om die probleme wat daar in die kerk van Efese ontstaan het bietjie uit te sorteer. Toe Paulus gevange geneem word, het Timoteus 'n getroue ondersteuner van Paulus gebly. En Paulus skryf dan die brief van 2 Timoteus vanuit die tronk waar hy was. Voordat Paulus of terwyl Paulus daarvan bewus was dat sy eie dood naby is. En hy skryf vir Timoteus juis om te sê dat hy moet sterk bly en dat hy moet aanhou om die woord te verkondig. So ons sien die verhouding met Paulus se verhouding met Timoteus was 'n intieme, invloedryke mentorskapverhouding. Hulle verbintenis was diep geestelik en persoonlik en gedrewe op volgens die evangelie. Paulus se mentorskap aan 1 Timoteus sien ons uit spesifiek die brief van 1 Timoteus.
waar hy vir Timoteus leiding gee oor hoe om 'n plaaslike gemeente te bestuur en te lei. En dan in 2 Timoteus vind ons Paulus se aanmoediging dat Timoteus moet sterk bly, dat hy moet getrou bly te midde van enige ontberinge en vervolginge. En Paulus moedig hom aan om getrou te bly omdat hy weet dat sy eie dood naby is en dat hy mense moet agterlaat wat sy werk wat hy gedoen het kan voortsit vir die Here. Ons weet dat beide briewe 1 en 2 Timoteus deur Paulus self geskryf is, spesifiek aan Timoteus. En dat dit 1 Timoteus geskryf is ongeveer 62 tot 66 na Christus. Na Paulus se eerste Romeinse gevangenskap van 2 jaar. En dat 2 Timoteus geskryf is ongeveer 66 tot 67 na Christus, tydens Paulus se tweede gevangenskap in Rome. En hierdie 2 Timoteus word gesien as die laaste brief voordat Paulus dan nou oorlede of doodgemaak is. Sleuteltemas in 1 Timoteus wat ons kry is, soos ek gesê het, kerkleierskap. Hy gee vir Timoteus riglyne van hoe om die kerk te lei, die gesonde leer van die evangelie en hoe om 'n godvrugtige lewe te leef. In 2 Timoteus fokus Paulus dan in sy brief aan Timoteus ten opsigte van getrouheid, om getrou te bly ten spyte van omstandighede en vervolging, dat daar lyding is vir die evangelie, dit is deel van enige Christen se lewe, om te waak teen valse leringe, om te bly staan op die krag en gesag van die skrif, baie sterk ten opsigte van disippelskap en baie sterk op die tema van deursettingsvermoë en uithou vermoë. 1 Timoteus is vir ons 'n handboek vir die organisering en leiding van 'n gesonde, evangelie-gesentreerde kerk. Die kerk se leer moet geskoei wees op die evangelie wat ons ken en wat ons in glo ten opsigte van die kruisiging en die opstanding en dan die wederkoms, en dat daar goeie leierskap moet wees wat hierdie waarheid kan oordra en kan versprei. 2 Timoteus se boodskap vir ons is dat ons lojaal moet bly aan Christus, standvastig onder druk en weer eens om die evangelie getrou oor te dra. Bly getrou, verduur lyding en staan op die waarheid te midde van enige teenstand wat jy sal kry. Dankie Ron.